ons Heer. Wat vir so dan draai hom so. Kyk of so dan sien. Kom ons sing maar nog 'n bietjie prysie. Prysie, Here, son en toile moet nog kom. In my wandeling al my weer. In my wandeling al my weer, sal ek U lof en prys. Want ek verseker ja, koning verkry. Net in U sal ek bly. In dat wat my dan sal ek vra net wat ek wil en dit verkry. Dan sal ek halleluja, halleluja, lof en Here U naam. Dan sal ek Waarom sing hulle dan? Kom ons dien die meester, hy alleen is groot. Hy red die sonde, hy verlos vir jou. Hy het jou verloor, dat dan was verhaal. Krag vir heilig lewe, krag vir elke dag. Kom
Hy verlos my jou. Hy het krag verloor, wat hom vasgeraak. Krag vir heilig lewe, krag vir elke dag. Kom ons dien die Meester, hy alleen is trou. Hy red die sonde, hy verlos my jou. Oh ja! Hy het krag verloor, wat hom vasgeraak. Krag vir heilig lewe, krag vir elke dag. So sal ek U prys my hele lewe lang. En ek geef my hande na bo, en ek geef my hande na bo. So sal ek U prys my hele lewe lang. Want U is my Vader, my koning en my Heer. So sal ek U prys my hele lewe lang. En ek geef my hande na bo, en ek geef my hande na bo. So sal ek U prys my hele lewe lang. Want U is my Vader, my koning en my Heer. So sal ek U prys my hele lewe lang. En ek geef my hande na bo, en ek geef my hande na bo. So sal ek U prys my hele lewe lang. Want U is my Vader, my koning en my Heer. So sal ek U prys my hele lewe lang. En ek geef my hande na bo, en ek geef my hande na bo. So sal ek U prys my hele lewe lang. Want U is my Vader, my koning en my Heer. Halleluja, halleluja. Sang aan nog enetjie vir ons. Hy se werklikheid. Amen. Hy is 'n werklikheid. Hy is 'n werklikheid. Oh ja! Die Seun van God. Hy is 'n werklikheid. My siel verlang na werklikheid. Die Seun van God. Hy is 'n werklikheid. Oh ja! Hy is 'n werklikheid. Hy is 'n werklikheid. Die Seun van God. Hy is 'n werklikheid. My siel verlang na werklikheid. Die Seun van God. Hy is 'n werklikheid. Oh ja! Hy is 'n werklikheid. Yes, Lord! Hy is 'n werklikheid. Die Seun van God. Hy is 'n werklikheid. My siel verlang na werklikheid. Die Seun van God. Hy is 'n werklikheid. Kom ons sing dit nog geslag. Verlang jou siel vanmôre na die werklikheid. Hy is 'n werklikheid. Here Jesus. Die Seun van God. Hy is 'n werklikheid. My siel verlang Na werklikheid. Die Seun van God. Hy is 'n werklikheid. Hy is 'n werklikheid. Hy is 'n werklikheid. Die Seun van God. Hy is 'n werklikheid. My siel verlang na werklikheid. Die Seun van God. Hy is 'n werklikheid. Amen. Prys vir Here nog 'n liedjie. Hoe laat is dit nou? Hey. Let the fire fall right now. Let the fire fall down now. Father, hear my call. Let the fire fall. Let the fire fall down now. Let the
hear my call and let the fire fall. Let the fire fall just now. Let the fire fall just now. Let the fire fall just now. Father, hear my call and let the fire fall. Let the fire fall just now. Let the fire fall just now. Let the fire fall just now. Father, hear my call. Let the fire fall. Let the fire fall just now. Let the fire fall just now. Let the fire fall just now. Father, hear my call and let the fire fall. Let the fire fall just now. Amen. Praise die Here. Halleluja. Time. 9:26. Ons kom op. Kom ons sing nog een liedjie stuurbaar. Weet jy waar is die mense nie? Sing my mooi wat julle sê. Ja, daai mooi en Hy is die pottebakker en ek is die klein. Here vir my net soos die woord. Gebruik my waar U wil, want ek is musiekend. Hy is die pottebakker en ek is die klein. Hy is die pottebakker en ek is die klein. Here vir my net soos U wil. Gebruik my waar U wil, want ek is musiekend. Hy is die pottebakker en ek is die klein. Hy is die pottebakker en ek is die klein. Here vir my net soos U wil. Gebruik my waar U wil, want ek is musiekend. Hy is die pottebakker en ek is die klein. Kom ons sing dit bidden Hy vanmôre. is die pottebakker en ek is die klein. Maak my Here vir my net soos U wil. Gebruik my waar U wil, want ek is musiekend. Hy is die pottebakker en ek is die klein. Amen, amen. Is dit jou gebed vanmôre? Dis my gebed. Weet jy, baie kere as ek geskik word, dan kom daar nog ou wêreldse dinge uit my. Amen. Wie's vanmôre skoon as hy geskik word? O, baie keer sê ek, Here, skit maar 'n bietjie meer, dat ek skoner sal wees as U kom om my te kom haal. Is dit waar? We only get one chance, kind van die Here. Ons moenie glo aan die saak, een keer 'n ou kindjie van liewe Jesus, altyd 'n kind van die Here nie. Daarom sê God se woord, stry hard om in te gaan. Baie sal probeer, maar min sal ingaan. Amen. Kom ons stry hard, kom ons dien die Meester. Hy alleen is trou. Prys Here. Ek gaan vir Suster Rita vra om vir ons te open met gebed asseblief. Vader, ons kom in die naam van Jesus. Here, so baie dankie vir die voorreg wat ons het om weer by mekaar te kan kom. Dankie dat ons deur die week gedra het. Here, daar's soveel dinge wat altyd gebeur, maar Here, U het gesê, gaan ons nooit alleen los, Here. Maak as wat 'n storm oor 'n mens se lewe kom, Here, U is daar om ons te help. Here, waar ons vandag hierdie diens bywoon, met ons oë en ons ore en ons
verstand sal oop wees en ons hart sal oop wees om te ontvang dit wat vir ons gegee gaan word en die doopelinge, Here, dat hulle as nuwe mense sal opstaan in Jesus, Here, en regtig waar op die pad sal stap om heiligmaking na te streef, Here. Elkeen van ons, Here, wat ook is, moet heiligmaking nastreef, Here. Dankie vir alles, Here. Vergeef ons sondes, dit wat ons nog verkeerd doen, Here, in U oor, dat ons sal berou kry daaroor. Here, help ons dat ons altyd 'n glimlag op die gesig sal sit en nie vir U hartseer sal maak nie. Dankie vir alles in Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons sing nog so 2 liedjies tot eer van die Here. Ons gee die laaste mensies kans om in te kom, prys die Here. Sorry pastoor, ek ken hulle die liedjie van hierdie liefde wat ek hier het by voortjie. Kom sing jy gou voor. Ek ken nie. Nee, dit is hy. Ons ek het presies lang die woord gebid het. Ons gaan huis toe, ons gaan hemel toe. In die plek staan, wat ek hier. Ons gaan huis toe, ons gaan hemel toe. In die plek wat ek hier. Ons gaan huis toe, ons gaan hemel toe. In die plek staan, wat ek hier. Geliefdes, is daar iemand wat wil getuig vanmôre? Amen. Kom ons versterk mekaar in die Here. Halleluja. Kom, jy sing lekker, jy het 'n stem like 'n voice, prys die Here. Kom maar net hier staan. Goeiemôre die geseëndes van die Here in die wonderlike naam van Jesus. Al wat ek vir vanoggend kan sê. Amen. Amen. Maak nie saak hoe die wêreld daar buite lyk nie. God is Amen. En hy kyk na ons en hy sorg vir ons. Is God nie goed vir julle nie? Amen. Ja, ons moet die blydskap van die Here hê. Amen. Prys die Here. Nog iemand?
staan ons maar altyd voor want ek is te lank om te doen. Te lank om te draai. Prys die Here. Halleluja. Ja, so backwards hem. Almal wat ek nog nie môre gesê het nie. So eerstens as jy vir Shoprite werk is elke week maar 'n redelike rowwe week. Met besoeke en goeders en so en dit is kom jy so lekker shop daar. Maar hierdie week was besonder taai. Met aanleiding tot wat vandag gaan gebeur. Van maandag af my vrou het my elke dag gesê die trek die wapenuitrusting aan Amen. en dan bel sy my en dan sê sy vir my maar het jy ek het vergeet en dan stop ek en dan trek ek kom aan en ek vra die Here vergifnis en ek gaan aan vir die dag. En dit het my baie gehelp. En daar baie goed gebeur by die werk en persoonlik ook ons die oom beweeg ons hier om Hans Visser is donderdagoggend vroeg van ons al weggeneem na 'n kort siekbed. Baie geliefde oom. Baie hartseer geweest daaroor. Maar dit is die Here se wil en 'n mens moet dit respekteer. Hy kom met nie met pyn nie, hy's rustig en alles. En die rede hoekom ek vanmôre hier staan is dit wat na dit gebeur het. Hulle sê mos toe die Here op 'n dag, dis 'n storie wat ek gehoor het. Dis ou het net 'n voorbeeld gebruik vir die storie en het hy gesê die Here in die duiwel het op Tafelberg gestaan en toe die Here vir hom gesê kyk hierso dis is my volk. Maar ek praat van die godvreesende mense nog, hy groot nommers. Hulle aanbid die Here, hulle is godvreesend, hulle is daar. En die Here sê die duiwel sê is wonderlik, maar kan ek hom toets? Die Here sê by all means en toe bring die duiwel geld in die land. En met so iets is ons maar altyd geld betrokke en daar's 'n boedel en daar's 'n testament en so aan. En die wreedheid wat ons aanskou het. Nou is jy reg om 'n week te gaan van jou doopsweek. Jy berei jou geestelik voor. Jy trek elke oggend die wapene in rusting, maar geestelik dit is ek het gisteraand vir my vrou gesê vir my weet jy wat ons moet of verhuis of iets anders te want dis nie dat hulle beklei dat jy hulle hoor nie. Dis daai bietjies gifpomp. Pastoor het jy gehoor daai oom nee eet byvoorbeeld hy dra 'n blou biltrui op Nieuweland. Jy daai tipe gif wat hulle gooi. En is ja, en is wreed hoe oom wat soveel baie liefde in sy lewe gehad het vir sy mense, vir hulle alles gelos het wat vandag gebou is. En dit is nie 'n klein plaasie, dis 'n stuk koninkryk wat gebou is daar. Ek praat nie oor koninkryk, maar dis regtig 'n skopplaas. Dat hulle nou so met mekaar soos honde oor 'n been beklei. En dan raak 'n ou stil en dan dink jy, maar weet jy wat nê? Die genade van die Here is groot, maar die aanslag van die duiwel is groter. Dis hoekom jy as Christen, as jy jou hart vir die Here gegee het, moet jy soos pastoor sê, jy moet nie lou wees, jy moet aan die brand bly, al is dit hoe moeilik. Bly aan die brand, bly beklei, bly skop. En ek is die een by die eerste val. Ek val die hardste, die vinnigste, want ek raak kwaad of iets gebeur. Maar gelukkig is ek in 'n posisie nou waar ek kan sê, weet jy wat, ek weet dit is verkeerd so. Ek gaan met so 15 minute recovery time vat en dan is ek weer terug. Maar wat ek eintlik wil sê is, ek weet die duiwel slaan bitter daar, maar ek voel net in my hart, ek moet sê, ons moet net moet hou. Dit is, ons het nie ander keuse nie. Want as ons val, wie is daai wat geval? Wat gaan van daai word wat geval het, wat ons moet optel? So, Prys die Here. Amen. Dankie. Prys die Here. Amen. Staan vas, geliefdes, staan vas in die God, hy prys die Here. Ek gaan ook gedoop word. Verstaan nog nie? Nee, daar kom nie mense van Suid-Afrika nie. Prys die Here. Nog iemand wat wil getuig tot eer van die Here? Dan gee ek oor vir pastoor Hardes om die woord te bring, net soos die Here jou lei. Amen. Is daar miskien iemand wat Toy se nommer het? Hy is net hier op. Ek gaan kyk pastoor. Dit vat heel gekry op. Kom ons bly binne vir dierbare. Toy Visser, né? Môre Toy, dit gaan goed met jou. Jou stoel is leeg hier so jong. Kyk vanoggend Ja, uit hom. vir jou. Ja, hom. Ja, ek dink so hard. Hy is op gewone Vet kaier. sit eers in wanneer jy kan nog nie afsit. Jy draai bietjie wys die hele gemeente broek.
prys die Here. Hy het gesê hy kom alleen. So okay, dus begin maar. Prys die Here. Kom ons bly binne in dierbare ekskuus tog vir die hoor. Goeiemôre aan al die broers en die susters in die gemeente. Ek getuig maar gewoonlik as ek preek, dan getuig ek my getuienis. So, hoop julle het volgens baie tyd van, gestaamlik lank. Ja, ek stem saam wie. Wie van julle wat hier sit, het al 'n profesie gekry? En nadat jy 'n profesie gekry het van die Here af, wat het met jou gebeur? So, ek wil vanoggend vir jou bemoedig en sê, as die Here vir jou woord gee, staan net vas. Dis af. Onthou, die aanvalle, die Here is so getrou dat die Here vir ons waarsku voordat die aanvalle kom. Ek weet, Broer Willie was al gewaarsku, Suster Lizzie, my vrou, en so kan ons aangaan, almal van ons was al gewaarsku voordat die aanvalle gaan kom. So, wil jy bemoedig volgend, staan vas. Moenie soos 'n boom by die rivier wees, dat die wind so rondwaai nie. So staan net vas. Onthou net, daai aanvalle moet verbygaan. Dit kan nie vir altyd aanhou nie. Dit gaan op 'n dag verby, as jou deurbraak kom. So onthou net, as jy 'n woord van die Here af kry, is dit omdat daar vir jou iets in pag is. Maar daai wat in pag is, gaan 'n ding wees wat jy voor moet beklei. Amen. En wanneer beklei ons? Is wanneer ons in die Gees begin beklei. Ons moet bid. Ons moet aanhou bid. Ons moet nooit ophou bid nie. Gebed het groot krag. Maar in die kerk het altyd gestaan, geen gebed, geen krag. Min gebed, min krag. Baie gebed, baie krag. So kom ons vergeet nie die wapens wat ons het om te gebruik wanneer die aanvalle kom nie. Ek gaan nou maar weer terug, ek het so 2-3 weke terug hier daar 'n woord uitgegaan en ek het nie gedink dit gaan so erg wees. Jy dink altyd as die Here, as daar profesie uitgaan, dan werk jy dit in jou brein uit. Maar jou brein is te klein om te sien. Onthou, die Here weet wat vir jou voor lê. Daarom waarsku ek. So moenie, ek sê altyd, moenie die profesie in minag nie. Moenie sê dit is lering Christus sporter wil. Ag, as dit so 'n klein kerkie en wat sal gebeur nie. Ek kan julle sê vandag, ons is al lank op hierdie pad. En ons is 'n paar ou hande en ons weet wat het gebeur al hierso. Daai man wat daar nou opgestaan het en handjies geklap het en kom sing het, hy weet wat het hier gebeur. Hy weet wat het die Here vir hom gedoen. Maar hy weet soms dan is ons kopbeen ons is mos slimmer as Jesus. Dan wil ons eie pad volg. Dit is wanneer dit lank raak. So, jy kan nou kies, hierdie eksamen, pastoor het altyd gesê, my kind, jy sal 'n eksamen oorskryf en oorskryf en oorskryf. Hoe langer jy teen die prikkels kom, hoe langer gaan dit jou vat. Ek wil julle bemoedig volgend. Weet jy, die Here draai jou deur, man. Dit maak nie saak, dit kan hoe woed. Die Here draai jou deur. En ek wil jou vanoggend ook sê, as die Here ons 'n bevel gee of 'n instruksie gee, kom ons doen dit. Drink jou glasie water, plei dit onder die bloed. Dis baie beter as 'n glasie wyn so af en toe, vir die ongesteldheid. Jy weet, ek ken mos daai skrif in die woord. En as die Here sê, sit 'n as in jou karretjie, sit maar daai sakkie in, sit die lint om, loop maar daai 7 keer. Ek is al so gewoond om 7 keer te loop voor ek ry. Oefening. Ek kry my daaglikse oefeninge. So, maar ja, weet jy, vanoggend lees ek 'n dingetjie wat sê, ek vertrou op God, ek kan nie op 'n mens. Ek wil jou vanoggend bemoedig en sê, dit raak alleen. As jy die Here dien, is dit alleen. Dis nie 'n wêreldse paadjie hierdie. Dis nie 'n vriende pad hierdie. Jy het nie vriende nie. Ek kan jou vandag sê, en my vrou sit daar, ek sê soms ek lieg nie. Ek dien die Here al 25 jaar amper, né? Ek het een vriendjie. Maar weet jy wat, ek het Jesus. Amen. Hy is die belangrikste vriend om te hê vir ons. So, ek wil graag, pastor, ek het 'n versoek voordat ons die mense gaan doop. Wil ek graag daai liedjie, dat ons daai liedjie sing, ek het my bekeer
en in water laat doop. Amen. Voor ons daar is waar. Ja, en toe vul hy my met die Heilige Gees. Amen. Julle mense wat vanoggend gedoop word, besef julle hoe belangrik is dit? Besef jy dat jy vanoggend seker een van die grootste gehoorsaamheid stappe neem? Yes, Lord Want jy Jesus. vervul wat die Here vir jou sê. Bekeer jou, laat jou doop en word vervul met die Heilige Gees. Dit is so wonderlik baie keer dat ons twyfel so alles en ons bevraagteken alles in God se woord. Maar ek het nog nooit gesien dat iemand wat 'n boek skryf so goed met bevraagteken nie of maar alles van God moet bevraagteken. Alles is 'n issue. Ja. Ek kan nie verstaan nie, dit is tog so maklik. Lees net die skrif van die Here en dan gaan jy dit kry soos dit daar staan. Ek meen, as die woord van die Here sê bekeer jou, laat jou doop en word vervul met die Heilige Gees. Dis 'n instruksie. Dis 'n opdrag. Ons moet dit doen. 'n Kind van die Here, jy kan nie daarsonder gaan nie. Ek het my eie pa verlore ruk terug, 2 maande terug, né? En ek sê vir julle sê ek het amper vuis geslaat met die duiwel. Want my pa sou gesterf het sonder dat hy tot bekering gekom het. Maar ek was diknek geweest. En ek het nie gehoor en ek het hom gegryp een hand. Sê ek, kom. Laat loop ek met hom. Wat doen jy vir jou familie vir ons? Dit is maklik om te sê, ja, my broer is 'n dronkaard en my suster is dit en ek het net so baie probleme, maar ek openbaar dit nie aan die wêreld nie. Ek wil jou vanoggend dit ook sê, pastoor, begin my net om te praat soos ek voel gelei voel. Ek wil jou sê vanoggend man, jy is nie vanoggend die enigste een wat met hemel toe gaan nie. Amen. Wat van jou broer? Wat van jou suster? Ek sit nou die dag en ek dink, Here, ek is so bekommerd my boetie, né? Hy het tot bekering gekom, hy het teruggeval. Ja. Maar wie wat? God is so getrou en regverdig. Hy het my 'n belofte gegee om te sê tot in die laaste oomblikke van sy sondige lewe sal God hom genade gee. Amen. Dis 'n belofte. Dankie. Dis miskien nie lekker nie, want hy het hom nie laat doop nie, goed nie, maar as hy net sy oë in die hemel kan oopmaak, dis die belangrikste. My suster dieselfde. Alle kinders. Die Here het 'n belofte gegee vir jou hele familie gaan nog hier inkom. Hulle het almal ingekom, suster Selma. Hulle almal afvallig geraak. Maar hoekom? Want ons is nie bereid om die goeie stryd te stry nie. Amen. Ons moet die goeie stryd, ons moet voleindig met die goeie stryd. Dis nie 'n maklike stryd nie. Maar weer dis 'n lekker stryd. Amen. Dis baie lekker. Baie kere vra ons dinge vir die Here en ek wil jou vanoggend sê man, jy kan nie vir Jesus vra hoekom en waarom nie. Yes. Want jy weet nie hoekom en waarom nie. En ek wil jou vanoggend sê, moenie jou probleme aan die wêreld openbaar nie. Moenie jou hart gaan uitstort by iemand wat nie die Here dien nie. Want dis die grootste fout wat jy sal maak in jou lewe. Want al jou dingetjies sal geopenbaar word in die wêreld daar buite. En dan gaan hulle sê, is dit iemand wat Jesus dien? Jou kind van die Here, jy moet vanoggend versigtig wees waar jy beweeg en hoe jy beweeg. Ons is in die laaste dag. Ek sê vir jou, daar buitekant is 'n oorlog in die gang. En ons as kinders van die Here moet waaksaam wees. Die woord van die Here sê, waak en bid altyd deur. Jy weet, ek het so 'n nik in my. Dis iets wat ek die Here so mooi vra altyd, Here help my. Wie van julle het al moedeloos geraak? Nou, die oomblik as dit woed, dan gooi ons al die pop uit die brand. Dan wil ons opgee en Here, U weet nie van my nie en U vergeet van my en alles. Maar ek het 'n vrou wat vol dinge is. As ek by die huis kom, dan moet ek die preke hoor, die een preek na die ander preek. Dan word die profesie en die woord wat die Here gegee het, word geskied voor jou. Man en vrou, onthou, julle is gebind met 'n driedubbele lyn. Julle moet mekaar beskerm. As julle nie mekaar se rug gaan hê nie, dan gaan daar probleme wees. Brother Sean, I want to say something to you this morning, and it's in the word of the Lord. In the word of the Lord. I don't know if your wife has been reborn and went through the water or anything. I don't know. But I want to tell you something. The word say, if you find it good to live with your wife, then it's good, okay? Yes. Because you serve the Lord, no? It will be beneficial for her.
Take that word this morning. Okay. Don't let nobody tell you something else. That is the word of the Lord. You can go look for it. You will see it. Elkeen van julle wat vanoggend hier is. Kom ons vat die woord van die Here vir 'n slag. Hou op man met hierdie ouens se boeke en teachings en ek weet nie wat nog alles nie. Dit is die maklikste. Gebruik net vir hom. En dan gaan jy nooit in die moeilikheid wees. Ek wil vanoggend praat oor 'n groot ding waarmee ek struggle. Baie. Ek weet nie wie van julle struggle daarmee nie, maar sy naam is geduld. Word gebonde. Daai is 'n baie moeilike. Kyk my nou. Moenie skuldig voel nie. So, Sean, jy verstaan Afrikaans nou? Ja. Alright. So geduld, jy weet daai uithou vermoë. Patience. So, ek gaan vanoggend preek Engels en Afrikaans. Julle moet my verskoon want ek is bilingual. Ek weet nie van julle nie, so ek like om in Engels te praat. So I need to look after everybody in the congregation. So I'm in that position that I can preach in English, and I will do English and Afrikaans. Vat julle Bybels, Hebreërs 6 vanaf 13 tot 15 vir die wat die woord van die Here by hulle het. Kom ons sluit net eers ons oë. Here, dankie dat die woord al reeds geseënd is, Here. Dankie nou toe ons so sing, Here, op my pad hemel toe. Here, toe ervaar ek die teenwoordigheid. Jesus, ek kan alles verloor, daar kan alles gebeur, Here. Maar help my net vanoggend. I do not want to miss heaven, Lord. Please. Here, en as ek moet agslaan op sekere dinge, help my, Here, asseblief. Jesus, dankie vir die bloed van Jesus. Dankie dat daar 'n dierprys betaal is, Here. En dankie, Here, deur die wonde dat daar vir ons genesing gekom het. Ek prys U daarvoor. Maar ek wil so bid vir die diens, bid vir die mense wat vandag gedoop gaan word, Here. Here, dat U hulle deur die water sal vat, Here, en sommige van hulle, Here, sommige doop met die Heilige Gees op vanoggend, Here. Dat dit almagtig sal wees vanoggend. Dankie, Here, ons verwag dit van U uit die hemel uit. Met baie danksegging. Amen en amen. Hebreërs 6, 13 en 15. Want toe God aan Abraham die belofte gegee het, het hy, omdat hy by geen meerdere kon sweer nie, by homself gesweer en gesê, voorwaar, ek sal jou ryklik seën en jou grootliks vermeerder. En so het hy die belofte verkry, nadat hy geduldig gewag het. So, dit is volgens 'n baie, en hierdie woord is vir ons almal vanoggend. En dis nie een van ons wat hier sit vanoggend, wat genoeg geduld het nie. Want as jy vanoggend perfekte geduld het, moet ek asseblief hande opgelê word. Want ons praat van jou lont brand af. My lont het hierdie week te veel afgebrand. So hierdie week wat voor lê is 'n week van sê ek is jammer. Jammer ek was gister so onbeskof. Jammer ek het jou gister amper met 'n ding gegooi of so. So I need to go back and say I'm sorry because I didn't have patience this week. And I really didn't have patience. You know, my tema is lewe in rustigheid en wees geduldig. Dit is nie altyd maklik nie. Vir alles ons beloftes het van die Here af. Dan is dit 'n stryd. Want dan moet ons kan vas en ons moet hierdie beloftes kan inneem en ons moet vir die Here vra om hierdie beloftes waar te maak. Ek wil vir jou sê om die Here te dien, is nie sommer net 'n hierdie saakie. Dis nie jy kry kom nou tot bekering en jy gaan deur die doopwater en nou is jy sommer 'n priester en ek weet nie wat se apostels en ek weet nie wat alles nie.
So dit werk nie so nie. Dit vat 'n pad om by dit uit te kom. En julle kan vandag, as jy nie glo nie, vra vir my pastoor. Vra vir ons wat jy is. Hoe jy gister en eergister en oor-eergister gepreek het, sal jy nooit weer vandag dieselfde preek nie. Daarom wil ek vir jou sê, 'n gemeente moet ook geduldig raak. En hulle moet ook geduld hê met 'n herderspaar. En hulle moet geduld hê met gemeentelede, want ons is nie almal dieselfde geskape nie. Onthou vanoggend, baie van ons is miskien wel ter tale. Ander van ons kan miskien mooi skryf en ander kan gitaar speel en ander kan sing en ons het elkeen 'n gawe gekry vanoggend. Maar om daai gawe te verkry, vat geduld. Broer Willie het nie net eendag opgestaan en ting nou speel hy die gitaar nie. Nee, broer ons moes vir Broer Willie, hy het 'n gitaar gekry. Hy moes huis toe gaan met die gitaar en hy moes van ting daar by die huis elke dag. En sondagoggend dat hy hier kom speel en so die Here vir Broer Willie gehelp om Sondag na Sondag beter te word. Om 'n blessing te wees. So moenie dink as jy die Here dien, as jy hom vandag aangeneem het, nou is jy volmaak, jy's daai wonderlike Christen, jy's nou op pad hemel toe. Daar kom 'n toets en nog 'n toets. En nog 'n toets, en dit sal toets en toets en toets tot jy die dag sterwe, as jy die Here vuriglik wil dien. Kind van die Here, ek wil vir jou sê, geduld is 'n vrug van die Gees. Dit is een van die belangrikste van die vrug van die Gees. Onthou, ons kan liefde hê en ons kan al hierdie dinge hê, maar as ons kort gebonde is, dan jaag ons mense weg. En onthou, as jy nie geduld het nie, onthou, wat doen geduld? Iemand irriteer jou, met sekere goed wat hy doen. But you need to look around it. You need to accept it. That is patience. As jy dit nie kan aanvaar nie, dan moet jy vra, Here, help my asseblief. Ek weet, ek hou nie daarvan as ek bel en die telefoon het 2 keer gesê, tring en niemand tel op nie. Want dan gooi ek alles rond aan die kar en dan is ek klaar omgekrap. Want I need to make contact with my people. So I need to have patience. And it's going to happen every time. If I phone today, 2 times, don't answer, gooi die selfoon dat hy trek. Die day will weer. Tomorrow again. I'm going to say, you must phone somebody. It's going to ring 2 times, nobody answers. Gaan die cellphone. That cellphone traveled this week. Yesterday nobody could reach me. Amen. Kind van die Here, ek wil jou volgende sê, met geduld kan jy swaar kry verduur, met krag en sonder om te kla. Pastoor en Suster Selma, ek wil julle vanoggend saluut, because julle is 'n voorbeeld en 'n inspirasie vir die gemeente, wel vir my, because I see their patience, and then I say, Lord, please forgive me, I need to get patience. And you know what, the Lord helps you. As jy die Here vra, hy help vir jou, maar hy doen dit op sy tyd. And you're gonna get tested, day after day after day, because you need to get patience. So, wat beteken geduld? Dit beteken uithou vermoë. Wie van julle was op skool, wie het atletiek gedoen? Julle manne met die lang asems. Julle ken mos daai 5 of 1500 en 3000 of 5000. I couldn't do that. I just run 100 meters and everything is over. So, maar daai manne by die 1500 en die 3000 en die 5000, they had to have patience. Hulle moes geduld hê. Because hulle kon nie een keer hardloop, nou kom hulle laas en hulle sê nee, dis nie vir my nie. Maar hoe het hulle die geduld gekry? Hulle moes dit beoefen. Hulle moes uithou vermoë kry, stamina. Hulle moes al daai goeders kry in hulle lewe om te kan sukses behaal met daai
atletiek. Dit is hoe dit is om die Here te dien vanoggend. Jy moet uithou vermoë hê. Jy moet kan vashou wanneer die hekke van die hel en alles teen jou opstaan. Jy kan vas staan. Dit is uithou vermoë. Wanneer alles regloop, is dit maklik om geduld te hê en om die Here te dien. En dis great. Onthou, daar's geen aanvalle nie, daar's niemand wat jou ondermyn nie, niks nie. Dis maklik. As jy al die geld het en jy het al die karre en jy het al daai goeders, dan is dit maklik om die Here te dien. Maar weet jy wat geduld beteken ook om Jesus nou in die tyd wanneer dit met jou goed gaan, ook om te loof en te prys. Ek wil jy volgens sê, dit is baie belangrik. Want dan gaan 'n dag en 'n tyd kom, dan gaan dit swaar met jou. Dan kan jy terugkyk en sê, Here, maar dit het goed gegaan met my. Dankie dat dit in die goeie tye was jy by my en in die slegte tye is jy ook by my. Geduld, dit word beskryf as 'n heilige woede. Geduld is baie belangrik. Ons as kinders van die Here moet besef dat die wêreld daar buite toets ons. Hulle kyk na geduld. Ek kom baie daar voor my winkel, dan is daar 'n parkering oop. My kar is te groot vir die parkering. Dan is ek sommer opgecharge. Ry om die blok, stop sommer daar op 'n ander enige plek. Park sommer teen die verkeer op, broer. Want jy is mos nou opgecharge. En dan kom die verkeer en skryf jou 'n kaartjie, dan is jy kwaad. Maar jy was verkeerd gewees. So, ons moet daai geduld kom nie oornag nie. Jy kom nie vandag tot bekering en môre as jy geduldige mens. Dit vat werk. Hoor van my wat ek vir jou vandag sê, dit vat baie werk. It takes a lot of practice. A lot. And this is your biggest weapon, the mouth. Because met hom praat ons positief, of ons praat negatief, of ons prys die Here, of ons sê die Here sleg. Baie kere dan vra ons, Here, maar hoekom gaan dit so met my? En julle moet volgens my hart hoor, want dit kom van iemand wat elke dag daarmee werk. Maar julle toe ek tot bekering gekom het en ek is gedoop en ek is onder deur die doopwater en ek is vervul met die Heilige Gees, né? En die Here het gesê, ek dink nooit weer aan jou sonde. Dit was rooi soos goed, dit sal wit word soos skarlake, né? Ek werp dit weg tot in die verste beste duisternis en ek dink nooit weer aan. Ja, afgelope 4 weke word ek aangeval op my verlede. For 23 years, dit was nie daar nie. Now suddenly. Then you start to ask, maar Here, hoekom? Why? It's not for you to ask. There's something, as iets wat die Here vir jou wil leer, hy wil iets, jy moet attent, hy maak jou attent op iets. Ja. Slaan ag wat die Here vir jou wil leer. Want hoe langer jy gaan vat, hoe langer vat het om uit te kom. Ek weet, 13 jaar gevat om bevordering te kry. Eie skuld. Pastoor sê altyd, haal jou groot voet uit jou, of trek jou groot voet in jou mond, jou bek en hou stil. Dit is die oorsaak hoekom jy nie kan vorentoe gaan. Ja, die waarheid. Kind van Here, ons hou baie daar nie van dit, waarop ons gehamer word. Maar kom ek sê vir jou, né, ons moet gepurify wees, as ons in die hemel ingaan. Dit is die waarheid. En ek kan vir julle vandag getuig, ek het gesien, ek het dit ervaar hierdie jaar. Terwyl my pa op sy sterfbed lê, né, sien ek hoe die Here 'n stryd het. Nie 'n stryd nie, maar ek sien daar is 'n gesprek besig om te gebeur. Weet wat? Toe hy uitgesort is. En ek het gevra, Here asseblief, dat hy vinnig gaan, né? Toe hy uitgesort is. So baie. Ek kan dit vir jou sê. Ek weet, dit was dieselfde met my moeder gewees. Oor haar, ek weet nie, sy was nog daar en toe sy weg. Maar ek wil vir jou sê, jy moet gepurify. Jy kan nie die Here, jy kan nie in die hemel ingaan met al jou tassies en jou sakkies en pakkies. Daar moet niks wees. Absoluut niks. Dan van die Here, ek wil vandag vir jou sê, soos ek hier staan vandag, there come a day that we're gonna die.
And then we need to face Jesus Christ. Or you need to face the devil. Die keuse is joune volg. Slaan ag op die probleme in jou lewe. Dis nie net geduld nie, daar is geduld. Ons het liefdeprobleme. Ons het daar is verskillende goeders waarmee ons sukkel. Maar ek dink geduld is een van die grootste. Wyn, jy weet mos, hy's 'n bouer. Amen. As 'n man 2 of 3 keer 'n baksteen verkeerd neersit, dan is die geduld nie meer daar nie. Dan verander ons geduld in ons raak moeilik. En ons raak onbeskof. And you guys, you must remember, ek het so ander bloed in my broer Sean. Hulle noem dit engelbregbloed. Dis 'n moeilike bloed daai. Nee, ek is 'n Duitser. So ja, so But ja. So ek het gesê dat geduld kom nie oornag nie. God se krag en barmhartigheid is nodig tydens die ontwikkeling van geduld. So you can't get patience by yourself. Jy moet die Here bid dag en nag. Here, help my asseblief. En dan gaan die Here jou barmhartig wees en hy gaan jou genadig wees. En hy gaan die wensele eendag vir my leer nie om myself in te gooi nie. But we need to get trained in patience. Ek dink as ons kinders van die Here meer geduld het, gaan ons baie meer mense aantrek na ons. Geduld word verder ontwikkel en versterk deur in God se volmaakte wil te berus. Aanvaar wat God vir jou doen. Wees tevrede met wat die Here vir jou gee. Ons kan nie almal nie. Weet jy, ek het dit geleer op hierdie pad en ek het agtergekom hoekom. Die Here weet vir wie kan hy baie gee. En die Here weet wie kan baie hanteer. En hy weet wie se geduld of is nog nie op datum nie, maar ek het daar 'n bietjie geduld. En die Here weet vir wie wat hy kan doen. Wees geduldig, wees tevrede met wat die Here vir jou gee. As die Here jou net gemaak het, broer Johan, op Sondag vir ons hierdie kameraad te doen, wees tevrede dan. Want dit is jou plig in die kerk, jou werk in die kerk. As die Here iemand gebring het net om papiertjies op te tel, dan moet ons tevrede wees. Ek kan nie help, ek het al baie vra, joh Here, hoekom sukkel ek so, ek bly aan vet word, dit wil nie weggaan nie. Maar wie se skuld is dit? Dis my eie skuld. Maar die Here weet, hy het 'n rede hoekom ek so moet bietjie Duidelik weer dit. Ja. So moenie ontevrede wees met jou liggaam. Aanvaar wat Jesus jou gemaak het. Okay? I don't care what people say. If they don't like hoe ek lyk, is hulle probleem. Ja. Solank Jesus my liefhet, is alles fyn. I don't care what people say about me. Not that nie dat ek roekeloos is, maar ek het nie nodig om 'n mens te verduidelik nie, want ek dien Jesus. You must please Jesus, nobody else. Voorbeelde van geduld. Die Here het vir Noag gesê om 'n ark te bou. En die mense het vir Noag gelag en gesê, as jy taatie, wat wil jy met daai skip doen in hierdie droë woestynland? Waar gaan jy heen met die skip? Maar Noag het hom aan die mens gestuur. Noag het die ark gebou. Hy het gewag op die Here. Want toe hy die ark klaar gemaak het, sê die Here vir hom, gaan die sluise van die hemel oopmaak. Hy 8 mense en 8 diere en moet indag. En dan gaan ek toemaak en niemand sal kan ingaan nie. Noag het aangegaan, het sy ark gebou en hy het gewag op die Here. En die Here het sy belofte waargemaak. Dit het 40 dae en 40 nagte gereën op hierdie aarde. Job het alles verloor, man. Job was 'n ryk ou gewees. Hy kon ons vanoggend almal uitgevat het. Steakhouse toe, ons kon almal lekker gaan eet. Amen. Dit was Job gewees. Maar Job verloor alles. Sy vrou sê, vervloek die Here, man. Draai jou rug op Jesus.
Hy sê, hy kan nie, want hy was goed vir my geweest. Yes, Lord. Hy sit op die ashoop en hy met 'n pot skerf en hy krap sy sere. Nogtans vertrou hy op die Here. Wat sê die woord van God? Job se uiteinde was baie beter geweest as sy begin. Amen. En die Here het vir hom meer geseën as aan die begin van sy lewe. Somstyds het die Here doen, ja, dan vra ons, maar hoe is dit moontlik dat die Here sy vrou en al sy kinders en alles wegvat? Dit is God se plan. Daar is mense wat tot bekering moet gekom het, wat moes gesien het hoe goed is God vir jou. Die man wat by die bad van Bethesda gelê het, hy het 38 jaar daar gelê. Hy was geduldig. Jaar in, jaar uit het hulle hom geskiep. Niemand het belang gestel om hom te help. Want by 38ste jaar het hy uitgeroep en hy het aangeraak. En Jesus het hom raak gesien en hy het gesond geword. 38 jaar. Die grootste geduld wat in hierdie lewe is Jesus Christus. Hy het 'n prys betaal. Hy wag nou nog dat jy hom aanroep. Hy wag elke dag dat mense hom aanroep en vra, Jesus help. Hy is geduldig. Hy is geduldig. Maar ek wil vir jou een ding sê, God se woord sê. Almal sê altyd vir my, ja, God se woord sê, sy genade is genoeg vir my. Ek sê ja, maar ek kom 'n dag en 'n tyd wat God sy genade oprag. Onthou dit net, sy genade hou nie vir ewig aan nie. Daar kom 'n dag en 'n tyd wat dit oprag. Hoekom moet ons geduld hê? Want dit bou geloof en vertroue. Want hoe glo jy vir Jesus? En hoe vertrou jy op die Here as dit met jou rockbottom gaan die hele tyd? Sarah het krag ontvang om bevrug te word. Sarah was, sy pastor altyd, agteraf nie knoppe gegee. Ja. Maar sy het 'n boodskap gekry. Hy gaan 'n seun baar. En sy het gelag oor. Maar God was geduldig met haar. En dan gaan ek afsluit. Abraham het 'n seun gekry, Isak. En hy was in die wolke gewees oor hierdie seun. En God wil kyk hoe lyk sy geduld en sy geloof. En hy sê vir hom, vat jou seun en gaan offer hom op die berg. Ek wil jou vanoggend vra, wat is jy bereid om te offer vir Jesus? Kry 'n klein bietjie wind, dan moet ons opgee. Dan moet ons kom die kerk toe. Die pastoor het weer vanoggend goed gepreek wat my nie aangaan nie. Jy moet nou net sterk staan, want dit moet jou aangaan. As ek dit nie vir jou sê nie, gaan 'n ander prediker vir jou dit sê. Of iemand anders dit. Iemand gaan dit vir jou sê. So jy moet vanoggend geduldig wees en wag op God. En hy het Isak geneem en voordat hy Isak geoffer het die Here hom gesê, stop. Dit is geloof, dit is vertroue, dit is geduld. Kind van die Here, ons is nog nie op daai stadium nie. Ons het nog nie daar gekom waar die Here sê, vat jou kind en gaan offer hom. Of vat jou vrou en gaan offer haar nie. Want ek dink as Jesus vandag vir een van ons moet sê, dan gaan ons sê, sorry Here, daar is jy van hier af. Nee wat. Waar is jou geloof dan? Ek wil afsluitend vir jou sê, kom ons bid die Here vir geduld. Want ons het almal geduld nodig in die lewe. Dit maak nie saak wie is, ons het geduld nodig. Bid vir Jesus, want met geduld gaan ons meer siele wen. Mag die Here julle seën. Prys die Here. Prys die Here, dit van 'n woord uit die hemel is. Ek weet nie of jy dit nodig gehad het, ek het dit nodig gehad. Ek was vanmôre vol spoed in 'n hek kom en ek vat my geduld weg. Kind van God, hoor vanmôre mooi. Dis die hek, dit is jy. Die hek is 'n dooie ding, weet jy, baie kere kom ons lering deur 'n dooie ding. 'n Kar gaan staan, of my kar gaan nie mooi in Ratiebroewyn, of 'n mens werk nie lekker vir my nie, en skielik kom hierdie ou gedierte, is nie 'n mensie, is 'n gedierte van jou, kom te voorskyn. Mag die Here my help, dat ek hierdie woord vanmôre sal vat, sal sê, Here, ek kort
aan een ding kort dit baie. Ja. Ek het liefde het ek taamlik, maar die geduld. Stoorhardes het op my ingroei toon getrap vanmôre. Prys die Here, prys die Here. Kom ons help mekaar daarin. As jy sien my geduld is 'n bietjie min, praat en sê pastoor, stop 'n bietjie, word 'n bietjie kalm. Ek het gedog ek het op die plek gekom waar die kalmte my deel is. Vanoggend sien ek nie, ek gooi my kalmte heel uit, prys die Here. Halleluja. Maar ek weet die Here gaan help dat hy een van die dae beter wees as dit was. Amen. Prys die Here. Ek erken en ek bely vanmôre, hy het my laat val. Prys die Here. Dis die Ek net aansluit by wat pastoor Harden se pastoor sê, dis waar baie keer as daar iets in jou lewe is wat jy baie goed in is, jy kan maar kyk, dis waar jy die meeste geduld het. Yes. Maar daai bietjies wat jy nou nie baie goed in is, maar dis presies wat hy gesê het. Amen. Prys die Here, prys die Here. Wie van julle het hierdie woord vanmôre gesê, dit was nie vir my nie. O, dit was vir my ook. Dit was my pakkie gewees vanmôre. Amen. Prys die Here. Mag die Here ons help dat ons nie net sal erken nie, maar dat ons sal sê, Here, help my om te verbeter in dit. Amen. Here, dat ek 'n beter, 'n skoner kanaal vir U kan wees. Hoor mooi man, ek kan nie voorstaan net terwyl ek die lekker koordans dog ek, jou Here, waarmee is ek besig? Ek koordans nou lekker, maar net was ek heel uit die gees uit. Maar weet jy, ek kon na die Here toe gegaan het terwyl ek hier staan en sê, Here, help my. Broer Wayne, Here, help my. Hoor mooi vanmôre, kind van God. Ons sal moet skoon wees wanneer Jesus kom op die wolke. Is dit waar vanmôre? Hy sê sonder heiligmaking sal niemand God sien nie. Pastoor Hardes, los nou geduld uit vanmôre. Nee, dit was my pakkie wat ek moet aanwerk om te sê, Here, ek wil hemel toe gaan. Amen. Ek sê weken van Here, ons kry een kansie. Kom ons gebruik hierdie kans en ons loop vir die Here en ons vra vir die Here, Here, kap af dit wat nie vrug dra by my nie. Amen. Prys die Here, sodat ek veel vrug kan dra, sodat mense kan sê, weet jy wat? Hy's regtig 'n man van God. Is dit waar? Hy's waarlik 'n vrou van God. Ons kan leer by hom. Mag die Here my en jou help dat ons 'n leerbare gees sal hê. Amen. Ek gaan vir almal wat vanoggend neem gou die kollekte op. Prys die Here. Suster Selma, kollekte, prys die Here. Halleluja. Amen. Prys God. Halleluja. Ek kan nie vergeet. Alleen nog het om, alles. Here is goed vir ons. Ek wil ook vir almal sê wat vanmôre wat hulle tiende gee. Dankie daarvoor. Jy is nie verplig deur my nie, jy is deur God se woord verplig. Is dit waar? Wil jy seëninge hê? Moenie daai van jou af wegvat nie. Amen. Julle wat kollekte gee, baie dankie daarvoor. Weet jy, Suster Selma gebruik baie van hierdie kollekte om mense van die straat af, dan sê sy vir hulle, tel gou die papiere en goed op. Dan betaal sy uit dit, betaal sy hierdie mense. Prys die Here. Mag die Here God help dat ons sal volhard, dat ons die Here sal lief hê en dat ons skoon geheiligde lewe in die Here sal lewe. Amen. Prys die Here. Ek gaan gou vir die wat vanoggend gedoop word. Ian, jy en jou vroutjie. Ek wonder of julle sommer almal hier voor kan kom staan. Almal wat gedoop wil word vanmôre. Asseblief twee hulle dit as ek slaap. Slaap. Dis die Bybel nie. Kom gou geliefde. Sê vir my van die Here. Nee, kom reg man, as hulle kom doen. Nee, so wil ek dit op. Prys die Here, prys die Here. Prys die Here. Amen. Een kom vorentoe.
Okay, broer, jy is eerste. Net vir die gemeente sê, ons skaam ons mos nie vir die evangelie van dit is krag tot redding vir elkeen wat glo. Net kom sê, dit is hoekom ek my wil laat doop en ek is opgewonde daaroor. Ja, ek het al so 'n tydjie terug al, toe ek al pastoor gevra ek kon gedoop word. Toe Greta dit ontmoet het, gesonde belydenis gedoen, sommer oor die foon. Ek het 'n klein woonstelletjie gebly en dit ja, die Here aangeneem. En ek wil die regte pad loop en ek wil hom elke dag weer ken en 'n beter mens word. En ek wil in sy wil ek groei en loop en hom prys. En ek wil vir elkeen sê wat hier saam met ons gedoop word, dat almal die regte pad loop, die regte dinge doen, vorentoe. Ek wil vir elkeen sê baie dankie dat jy saam met ons kan wees. Amen, prys die Here. Amen. Brother, Ja, ek wil sê you can speak in that other tongue. ek is ook soos Gerard as 'n tweetalig. Okay. Don't come and play with us. Maar vir jare, ek is nou 65 jaar oud. Het ek altyd daaroor gedink, being baptized, etc. En ek het baie baptisms gesien en mense en dit, maar ek was nooit seker. Ek studeer baie die woord en totdat ek hier lede in Christus kom, toe maak het nou 'n focal point. Jy weet, toe hoor ek wat sê Johan, wat sê Hardus, wat sê die broeders en toe studeer die daai vak, baptism. En ek het pastoor vriende ook daar, Langebaan in Johannesburg, praat ek met hulle, toe gee hulle my die woord, alles is deur die woord. Amen. Toe gaan ek aan en toe sien ek ook die false baptism, false splashing of water. Toe praat ek met ander broer aan 'n dag, toe wys hy vir my daai valsheid. Toe sien ek dit en dat, totdat ek het baie Bybels, nie dat ek wil piek skiet nie, maar daar een Bybel, daar staan dit daar die woord van Jezus, dat jy moet gedoop. Amen. Amen. En daar is klaar. En het moet, en die ander ding was dat het moet full immersion. Nie net jou hand of jou kop of soos 'n babatjie se kop. It must be a full immersion, net soos Christus. En daarvoor wil ek dit doen. Ek wil gedoop. Want ek is nie so sterk soos Jesus nie, maar ten minste kan ek hom bietjie imitate. Amen. By doing that. En so ek is tevrede daarvan. Amen. Ek het iets nog leer en ek is 38, jaar, 38 is die jaar wat ek jare is en ek het groot geraak eintlik in die kerk. Maar ek het die terugkeer van geestelik lewe nie. Dit was maar net kerk in en huis toe, kerklede aan en so en maar ek het al 'n paar keer tot 'n keer gekom, maar die doop het my eintlik gevang nou al seker so 8 jaar terug. Wat ek 'n stukkie lees van Johannes wat vir Jesus gedoop het. Nou daai het my geïnteresseerd. Van hoekom as Johannes aan vir Jesus doop, maar Jesus is aan meer heiliger as Johannes. Nou, toe kom soos ek met jare gelede ken, is goed over my, die so openbaar, was interessant om so my van, alles wat ek verkeerd nou al gedoen het onder het, ek wil net dat moet verby, so dat ek, al verkeerde goed wat ek dink en al, dat moet op, dat moet weg, en ek wil nie meer in die wereld lewe nie, ek wil nie meer in 'n sondige wêreld, ek wil nie sien mense, hoe seker ek, dus ek voel mense emosies, en ek wil nie meer tussen mense kom, want ek voel hulle seer en ek dra klaarklomp. Ja. Om gedoop te word vir my as 'n nuwe ek, as 'n nuwe begin vir my. So daai is my Amen, prys die Here. Halleluja. Hallo, my naam is Ian. Sorry. Miskien ook daar nie van die water nie. My naam is Ian en
Dis 'n begeerte in my hart. Ek kan nie die Here voluit dien en ek kan nie in die koninkryk van God kom as ek nie sy wil volg nie. Amen. En dit staan in die Bybel. En ek het geestelik voorberei. Ek voel ek is reg. Ek het baie ondersteuning nodig en nog baie na toe kom. Maar ek moet die eerste stap vat as hoof van 'n huis en 'n hele divisie van boetjies en so wat na mense kyk. Jy moet die voorbeeld stel. Jy moet en jy moet nie bang wees om dit te doen nie. Yes. So dit is maar my. Amen. Halleluja. Dankie my boetie Sissa. Ek het nie baie woorde nie. Amen. Ek is Zelda. Ek is net hier vandag om net 'n belofte te maak. Amen. Hier is ek weer. Amen. Want as iets wat God, 'n gawe wat God my wil gee en ek kom vandag en sê Here, ek is weer hier en ek wag vir dit. Amen. Ja. Halleluja. Dankie. Amen. Wil jy sê? Maar ek sê sommer naam en sal Okay. praat. Okay, ek is Fransie en ja, ek is hoof en ouer van my huisgesin. Ek het so week, 2 weke terug 'n belofte gemaak. Ek en my huisgesin sal die Here dien. Amen. Ons begin weer eens met die doop. Amen. Om die woord te volg en gehoorsaam te wees en deur gehoorsaamheid sal hierdie koninkryk. Halleluja. Prys die Here. Amen. Prys die Here. Prys die Here. Ons gaan vir die susters kans gee. Net vir julle te gaan aantrek. Ja. En dan gaan ek julle eers doop en Ja. as julle klaar is gaan die mans julle kan sommer deur gaan Kom kerk. daar agter my aan. Kom ons sing hy liedjie. Wat goed dan? Nee, papa kan nie saam met ons aantrek nie. Wag eers. Toch julle kan maar gaan sit. Nee. Ja, ek gaan met die vrou kyk. Stoor nie ja, loes laat. Ja. Spin so. Dat hierdie Ja, daai ding weer nie. is toe nog spin so. Dit is reg nie Met sy heilige gees en toe praat ek in ander tale, volgens Handelinge 38, Christus Jesus, halleluja, dis die kracht van my God in Jesus, halleluja, ja, vat hom goed deur. Dat gaan we gewoon doen. We gaan niet worden, we doen het op 60. Wacht, nee. Oké. Jo.
oor die tafel alles. Kan iemand hier raai van bril van haar in die kerk? Nee man, ons speel van bril. Daai groot van bril, man. Trek hom maar so naby op die die ander kom. Ja, nee, dan loop hy. Dan self swing op. Nee, jy is so 100% daar. Nee man. Wat sê mense, as dit vir die bal gaan. Daai van bril sal weg. Ian, kan jy nie daai... Nee man, ons gaan nou die sambreel in die stand. Sit dit net daar. Breek hy af. Wat ons maar jou uit. Wat hom uit daar. Wat hom uit daar. Loop my los. Goed dan? Goed dan, jy gaan in die pad weer staan. Ja, hier staan. Oké, sit hom daar weer. Los. Ek wil nie doen sonder die gas. Kan ik nou wat? Deze. Oké, dat is hier naar wat is het nog een? Dat iedereen net in de schade is. Dat die ding net in die skade weer. Dankie meneer. Dat is nog zo. Kijk zo. Wacht, ik dan niet gaan. Goed, dat is een stierpje, hè? Ja. Ja.
waterkant pastoor. Kom eens op, hoe gaan pastoor hom insien? Nee, ons gaan hom na die tyd doen. Kom, gaan we. Baie koud. Wat sê daar by tannie Reetale? Kom, wat sê daar by Reetale? Die water is nat. Ek sê eers onder die water. Je kan het echt doen. Ik kan het doen. Anders. Is het pas vaster? Ja, Adi, kom ik. Hallo maar dan niet. Hallo maar dan niet voor mij staan. Ons moet nie voor ons staan nie. Kan hulle nog 'n bietjie daar agter bestoor beweeg nie? Draai net om. Kom kinders, julle moet net uit die pad dat julle net kan sien. Kyk net uit die pad uit. Hulle wil nou ook weer kom staan hier. Kom net aan die pad uit. Prys die Here, prys die Here. Fransie van die kerk op jou eie belydenis omdat jy Jesus Christus liefhet en gesê Here, ja, hulle moet nie voor my staan nie. Nie voor staan. Voordat jou naam van die Vader. Ai, en Alright, Fransie. En die Heilige Gees. Halleluja. Sterk staan moet daar hoor jy. Kijk. Big boy, well done. staan nie gedoop. Ja, ek is al gedoop. En in die Jordaan ook. Ja. Jy weet, ja. Gaan ons gedoop word. Ja, ek gaan. Oh, mooi, gaan my dik. Charnay. Charnay, op jou eie belydenis omdat Jesus liefhet, hoog op jou naam van die Vader en die Heilige Gees. Kan ons direct er ook gewoon handdoek gee? Maakie, nou moet jy kyk na daai seentjie wat gedoop moet word, hoor. Asseblief tog. Kan Boeta nog nie gedoop word nie? Kom jy? Sorry. Michelle Kaiser sê. Omdat jy Jesus liefhet en ek besluit gemaak het, sê Here, ek gaan gehoorsaam wees, ek gaan my doop ek jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Sy voel dronk. Hi, Jennifer. Ons gee die Here 'n ander klap. Jy reg met jou? Vir jou gedroop, prys hier. Vader, omdat jy aan vir u liefde doop kom in die naam van die Vader
die Seun en die Heilige Gees. Halleluja, pas jy die Here roep nie. Dit kom nie heel ondergedruk is nie, maar hy wil gaan. Prys die Here. Is dit nie lekker om die Here te dien? Amen. Is dit nie lekker om 'n keuse te maak, Here, ek wil anders te wees as wat ek gewees het. Amen. Ek wil myself ook sommer net weer doop, man, en sê, Here, maak my 'n skone instrument as wat ek gewees het. Amen. As net kan ek gaan moeilik in dat. Sorry. Wat kan ek kom? Dit is koud. Kom, as jy kan betek te gaan. Ek sukkel. Wie sien nou? Is jy oké? Hè? Ja. Dit is koud nie. Het is goed aan. Hy gaan saam gaan na. Jy ry nou. Ja. Ja, maar jy ry met hom. Ja. Sê vir Johan, stoel hierdie. Ja. Ek sit er bang is om op te sit, dan val ek in. Ja, dit is so lekker om 'n pad saam met julle te loop. Broer Hardes, you stand out of the way, please. Hardes, you a double story standing before the video camera. Kom my Boeta, kom deur. Hallo. Is jou weer? Ek kan nie so gek, want dis wat my klere. Ons Hardes is in die ja. Hoewel. Gaan sommer so man, trek net jou sokkies uit, dan trek jy die ander klere na die tyd en of wat? Ja, trek. Ja. Hallo Mariaan. Is jy volgende? Ja, ek het klaar gedoop. Ek sal weer gaan. Ja, dat Ek wou vir jou weer doop, joh. Kom. Kom man. Kijk hier. Kom, jy is volgende. Hier? Hy is volgende. Ja. Dis op 'n taal onder die water. Ja. Dit is slimmer as slim. Kom maar, hy kan ek leer. Derek, omdat jy Jesus lief het en 'n besluit gemaak het om die Here te dien, is dit vir my voorreg om jou te doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. 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 Prys die Here. Amen. Prys God. Halleluja. Kom jy glo maar ek wag vir jou. Ek sê jou doop tot bekeer. Ek is reg vir Amen. Maar ja, hier is ou op die kant, moenie worry nie. En dan kom maar ek van aan loop. Ja, so dan ek altyd 4 of 5 stowers om 'n bal te stop. Nog nooit in 'n keer. Pas dit sien hoe mooi dit is. Prys die Here. Hy wou nie voor die video wees. Prys die Here. Halleluja. Ja, wat 'n groot voorreg is. Om jou te doop vanmôre in die naam van hierdie koning wat ons so lief het. Weet die Here gaan jou optel. Die Here gaan jou seën. Bly jy net altyd nederig voor God. Hoor die woord van die Here. Ek het jou gesalf, my kind, om 'n bruikbare instrument vir my te wees. Dankie, Hemelse Vader. En op jou eie belydenis doop ek jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Julle moet met my blou is nog gewoon. Prys die Here. Amen. Goed gee vir die Here. Here gaan kom en seën ook. In Jesus naam. Het jy groot van die Here gekry, moet dit nie ons aangepas nie. Moenie my kind, hou jy vas in die Here. Ek kom nog iemand. Ek het altyd gewonder, Here, hoekom is die swembad hier gebou? Pastoor, daar kort nog iemand.
Dis wat lyk nou so lekker, joh. Hy lyk nou so lekker. Nou, stap goed, nog iemand om te doen. Maar je kan hier niet zo gaan doen. Wat het wij? Hij is zo perfect. Richard In zo'n werk. Ja, Sean ook, ja. Oh, hij treedt op aan. Hij treedt op aan. Maar leuk. Baie dankie. Tuurlijk, coach. Nou moet jy Water is een soort koud. Is lekker. Lekker koud. Dis 'n voorreg. Met te doen wat ons vandag doen, want hoeveel van ons ry beteken dat dit te laat. En dan net partykeer, ek weet nie geduld is baie belangrik, maar net partykeer as iemand sien sukkel, dan moet jy maar partykeer so klein bietjie onder dat nie kom hier. Dankie. Voor dit te laat. Ek weet dis pastoor se voortyd daai. Dankie. Sê dit net dat my vrou dit ook hoor, hoor. Ek moet nog by die kerk toe kom, jy nie verband word nie. Staan jy oké? Is goed? Lekker. Hey, goedie. Omdat die meester, hy alleen is trouw. Hy is bijzonder, hy was vir jou. Hy krag beloof, Satan basteraar. Krag veilig lewe, krag elke dag. Die meester, hy alleen is trouw. Jy moet 'n bietjie agtertoe staan. Staan net 'n bietjie weg voor my skat. Prys hier, Richard, op jou eie belydenis, omdat jy Jesus liefhet, loop ek jou in die naam van die Vader, die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Halleluja. Gaan lekker om hom te loop my skat. Gaan hoes buite kom vir die Here. Met ons spoeg jy nie swembad. Ek het dit bly, die snoeia en ek wil die bad sien. Baie geluk met die Joe, let's go. Ons is een keer. Trek aan, let's go. Kom sien papa, want het op jou feest. Sean, op jou eie belydenis, omdat jy Jesus Christus liefhet en 'n pad met die Here wil loop. Ek bid die seën van die Here op jou lewe af. Here, wil ek vanmôre vir Sean loop in die naam van die Vader, in die Heilige Gees. Amen. Is dit almal geliefdes? Ja. Prys die Here, prys die Here. Kom ons sing 'n laaste liedjie en dan gaan ek Broer Willie vra om vir ons af te sluit. Waar is Broer Willie? Waar is die oor? Broer Anders. Waar is hy nie? Okay, almal loop. Dis net ons twee. Okay. Kom by sy nou kom. Nee, toe maar. Pastoor Hardes sluit vir ons af. Sê vir die Here dankie vir hierdie groot geleentheid vandag. Kom ons sluit ons so, Here. Dankie Here. Dankie dat U vandag mense was, Here, wat gehoorsaam geraak het aan U woord. Here, ons kan aan baie dinge ongehoorsaam wees, maar die woord is die begin en die einde, Here. Ek wil seën hierdie mense, Here. Here, dat hulle begeerte sal kry, Here, om gedoop te word met die Heilige Gees, Here. En dankie, Jesus, vir die goedheid, die guns en die genade. Seën nou so verder elke kindermaatjie wat op vandag gedoop is, Here. En loop saam met hulle hierdie pad asseblief, Here. Ons eer U vanoggend al die dank, Here, uit ons hart uit, met baie danksegging. Amen en amen. Die mag die liefde van die Here Jesus Christus, die gemeenskap van die Heilige Gees en die genade van God ons Vader met ons wees en by ons bly. Amen en amen. Kom ons seën God daai nie afsit nie. Kom ons seën God daai. My seentjie, kom maar. Wat sommer vir wat se naam saam? Ja, vir die kant saam. Kom.
sit vir moeilikheid. Laat sy sommer hier kom, want die videomasjien is hier. Ja. Kom, laat hy hier kom, want ons hom gou invul. Kom, moet daar. Hy is nou bang, ek gaan jou nie, ons gaan jou nie water terug, wat sy naam? Jay van die kerk. JF, ek kom vanmorgen in die naam van Jesus Christus. Here, ek wil hom vanmorgen so dig onder die kosbare bloed pleit. Here, ek wil vanmorgen net doen wat u gedoen het, Here. Ek wil my hande op hom lê en ek wil hom seën. Here, dat hy 'n geseënde van die Here sal wees. Elke vloek wat op hom afgespreek is, ek sny dit vanmôre af. En ek wil die seën van die Here gebied oor hierdie jong man, Here. Hierdie jong seentjie, Here, dat hy sy voete, Here, vir Jesus sal loop. Here, dat hy 'n mooi kind van die Here sal wees. Here, alle struikelblokke, Here, alles wat in sy lewe verkeerd was, ons stop dit vanmôre in Jesus naam. En ons roep vanmôre, Here, hy sal geseënd wees in Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here, dis die stilste wat ek hom nog ooit gehoor het. Koel en kalm. Nee, dit kan jy sê absoluut. Johan, jy moet net hier vat, né? Het jy alles afgeneem? Ja.